En ek weet al my Brandfort chommies ken nie American Pie nie. O nee. Wat ons al daarvan gepraat het. O, natuurlik. Absoluut. Daar sê. Welkom terug by nog 'n episode van Afrikaanse manne. Vandag op die podcast het ons vir Hallo julle. My naam is Hardy Dievenage en ek is 'n alkoholist. O, fuck. Sorry, verkeerde een. Ek dink is die CIA meeting hierdie. Dis die Afrikaanse manne. Sorry boys. Alles normaal hier, so moenie worry nie. Hoor hom? Daar's die regte alkoholist. Sis. Skaam jou. Hey baby, White Claw. Ain't no law with the claw. Bra, ek het kaksleg. Fuck jou, dis lekker. Nee, chom. Het ek jou ooit van die vodka storie vertel? Nee, kos gooi. Ek mag dalk in die kak om oor hierdie ene. Maar Ja, ek was al baie in die kak oor hierdie podcast, maar hier is ons. chom, jy gaan nou. Ek kan dit goed glo, ja. Anyway, so wat gebeur het is fuck. Amper dog ek het die ding gebreek. Ek het die mic bietjie weggetrek van my gesig af, maar ek het vergeet ek het nuwe headphones gekoop, hoor ek het toe sê ek so shit. Anyway, so ek dis nou toe so gehaal op die plaas gewerk het toe. Toe daar Henry het elke aand so in strooptyd ons het dop gevat. En die een aand hardloop ons uit dop uit, maar ons het baie coke, jy weet. En Ja? nou nie hy snuif nie, net lekker. Ja, nee, ek weet, lekker Coca-Cola. Coca-Cola. Mix, kom ons noem dit net mix. Yes. Anyway. En ja, toe sê ek vir hom nee, ek het 'n bottle vodka vir ons weggesteek. En ons gaan altyd die bottle vodka, maar as hy vanilla vodka, hy absolute vodka. Oh, Tom, gooi die glas vol ys, gooi 'n bietjie vodka, bietjie baie vodka in en meng hom toe met Coke. Toe proe dit net soos vanilla Coke. Tom, ek weet. net soos vanilla Coke. Ek en Henry het daai bottel gepolish 3/4, net ek en hy. Nee. En dit was ons werk geweest om al die stroopers in die goed vol te maak in die oggend ou. So dit het ons ten minste 2 ure gevat om alles diesel te gooi. Alles, van die trekkers af tot die stroopers, you name it ou. En tot ek en hy ons albei in ons moerin verslaap hou. Yes. Ou vodka is 'n vieslike ding ou. Ek het nou die dag ook toe ek daar by die drankwinkel was. Toe sê ek soos, kyk ek daai bottle vodka so, soos ek soos fuck jou, jy gaan my net seermaak. So, Okay. nou dat ons praat van vodka. So, jy weet wat die statute of limitation reël. Jy weet wat's dit. Ja. So, wat dit beteken is, in party state en jy weet sekere dele, as jy soos byvoorbeeld 'n crime commit is, wat nou nie soos 'n moerse felony is nie, maar soos jy het 'n crime commit. Soos kom ons sê byvoorbeeld, jy het 'n robbery is 'n felony, so dit sal nie werk nie. Kom sê jy het iets gesteel uit iemand se huis uit, jy het ingebreek by 'n huis en het iets gesteel. Okay. En daar is 'n tydlimiet op dit. So sê nou dit het 15 jaar terug gebeur. Gewoonlik is dit 10 jaar. So sê nou dit 10 jaar terug gebeur, kan die polisie jou nie meer charge daarvoor nie, want ons 'n statute of limitation op dit. Right, so dit beteken jy kan nie meer vir daai, behalwe as dit 'n felony is, maar jy kan nie meer vir daai crime gecharge word nie, want daar's 'n limiet op daai crime wat jy commit het. Right? Ja. So, statute of limitation geld in hierdie geval, want dit is al meer as 10 jaar. Maar ons was op skool gewees, hoërskool. En ek het nou nog nie hier op die podcast vertel nie, en as ek het vra ek om verskoning, ek kan nie alles onthou nie, maar ek was baie goeie vriende gewees met 'n sekere persoon in die skool. Gaan nou nie name noem nie, want ek wil niemand in die kak bring te veel nie, maar ek was vriende met 'n sekere persoon in die skool gewees en daar was 'n elke jaar was daar 'n groot ding wat by SPS gedoen het om geld in te samel. Kan jy onthou wat was dit?
Ek weet nie, seker die Die manne aand. O, never mind. So die manne aand, Okay. jy onthou die manne aand. So is waar al die ryk ouers of ouers van die skool genooi het, dan die skool 'n klomp fucking goed gekry om af te veil. So soos 'n auction. Okay. Yes. En dan hoe kry jy iemand om meer geld te spandeer by 'n auction as wat hulle moes? Jy voer hulle alkohol, right? Ja. So jy gooi lekker biltong, lekker billas, chili bites en baie fucking alkohol in daai man se keel af. Alright? Dalk 'n pakkie peanuts ook. Jy kan nie verkeerd gaan nie. En dan as daai oom lekker gesope is, dan bie hy sommer fucking R1000 nie so baie nie, jy weet. Nou. Een ding wat die skool moet doen is baie alkohol kry. Nou, na die manne aand is daar gewoonlik alkohol oor, want jy weet, nie almal drink noodwendig kyn of vodka of wat ook al dit mag wees nie. So, ek en hierdie sekere persoon wat vriende was, jy weet, op een of ander manier het hy die skool se vertroue gewen in alles. Right? Hierdie man hy was die blink jantjie gewees. Ek hoef nie eens name te noem nie, want jy weet wie van ek praat. Moenie nome noem nie. Ons gaan niemand doks nie. So, hierdie persoon het toe vir een of ander manier gekry om die sprinterbussie uit te laai van al die alkohol na 'n sekere klaskamer toe, jy weet wat nou, tot die volgende keer wat ons weer 'n auction hou die skool. Ja. Nou, tussen deur die aflaai en na die klaskamer toe, is daar 'n bottel, ietsie dalk weggeraak, jy weet. En op die stadium het ons baie naby in die skool gebly, soos in reg fucking oorkant die skool. Ek onthou dit. So, toe daai middag, toe besluit ons, fok cricket oefening, fok die rugby touchies, ons gaan 'n bottel Russian Bear 'n bietjie vasvat. Oh. Nou, my maat, wat ek vir jou daar vertel, daar's 'n rede hoekom mense jou waarsku oor 'n beer. Want as 'n beer vir jou vasvat, het jy kak. En daai Russian Bear, chom, het vir ons vasgetrap daar in 'n hoek. Chom, dit was 'n fucking en toe het ons nog VCSV daai aand. Heerlikheid. So jy weet, nagmaal voor die CSV. Yes like. Maar ja, vodka, daarin se stouter hou. En ek onthou ons het hom gedrink met cream soda, so dan gooi daai dit in Fanta Grape. Ooh! Hierdie gooi daarin net keel toe, papi. Ek begin bietjie bekommerd raak oor jou. Ek sien jy so 'n bietjie half pink in die gesig ook. Nou praat jy van al die lekker alkohol wat jy drink. Hey baby, there's no law with a claw. Dis hoekom. Ja, sorry Elon Musk. Hy luister ook seker nou na hierdie gesprek hier bliksem. Nie fucking Suid-Afrikaner hy beter. Elon, as jy luister, kom praat met my, ek het 'n vraag. Jy gaan nou jou fucking brain chip in jou eie kop insit, jou Neuralink. Het jy gesien wat hy hou getune het? Jy hou so mal bliksem. Hy het mos nou daai brain chip ontwikkel. Ek weet nie of jy daarin gesien het wat hy ontwikkel nie. Ja, daai Neuralink. Ja, so hy blaas sy plug in jou brein in met soos klomp fucking draadjies. En dan, dis eintlik wonderlik, want hy so ver is dit gemaak. Dis nie gemaak sodat jy fucking internet in jou brein het nie. Dit gaan seker wat gaan gebeur. Maar dis soos wat ek gelees het is soos mense wat blind gebore is, bra. Hierdie ding restore jou vision. Jy gaan kan sien. Dalk nie soos 100% great soos 'n normale persoon nie, maar jy gaan kan sien. Mense wat verlam is, bra, hierdie is mal. Mense wat verlam is, hierdie ding gaan maak dat jy kan loop. Ja. En nie dadelik nie, natuurlik, dit gaan fucking terapie vat, want jou bene is nou al byvoorbeeld vir 10 jaar wat jy hulle nie gebruik nie, so. Maar
dit gaan soos mense met Alzheimer's, gaan dit help. Alzheimer's nie wegvat nie, maar dit gaan dit help dat hulle kan onthou, want dit stimuleer sekere areas van die brein, of dit send pulse uit, of vibrasies, of wat ook al die fok dit is. Frequenties. Wat ook al dit is. Ja. Soos, dude, die ding is insane. Die Neuralink ding. En hy het nou gesê, hy gaan daar ding ook in sy kop insit. Want hy wil fucking met die Mars rover op Mars connect. En as hy sy oë toemaak, wil hy sommer Mars sien, voor hy daartoe gaan, blykbaar. Ek maak nou die kak op die einde, maar... Nee, ek weet van hy bring ons nou sy eie selfoon ook uit, die Tesla foon. En apparently kan daai ding met die Neuralink connect. So jy hoef nie eers die boodskap te stuur nie, alles wat jy aan dink, kan jy sommer doen op jou foon. So as jy 'n boodskap wil stuur vir iemand wat, dis 'n baie kak idee. Dis 'n kak idee. Ek kan 'n baie groot kak kom. Want as ek nou hierso wegloop, of kom ons sê ek het 'n gesprek gehad, of ek en jy het vasgesteek en ons fucking loop weg van mekaar af, of ons af van die lyn af mekaar, jy weet mos daai vloekie mos daai klein bietjie na die tyd. Ja. En dan sit soos, dan sit hierdie Neuralink soos, okay, wil jy dit vir, okay, send. Boom, Ja, boodskap done. Fuck, Done. bra. Nee, ek sal In die dit kan kak. doen nie. Weet jy Nee, wat daai ek is- al gefire wees hou? Ja, bro. Onmiddellik, hous. Dag, chom. Wel, ag jy lelik wees dit, as daai ding gaan begin catalog wat ek kan dink, gaan dit, jy weet, die algoritme gaan wys. Tiete, boude. Tiete, alweer. Ja, okay. Ja. Sorry, ek het nie nou fok geluister wat jy gesê het nie. Maar lyk of jy nogal 'n nice paar boobs het, hoor. Oh. Ja, bro, net tot Keren deel weer hierdie podcast ontdek. Julle manne is seksisties. Nee, ek sal gecancel word met 'n Neuralink wat boodskappe wil stuur, bra. So, ja, bro. ek geskei môre. Familie onterf my eergister al. Vir my. Fokkel slag gebeur, bro. Waarvan praat jy? Self te eet. Is al klaar. Ja. Ek het sommer al Neuralink. Ek het al sommer al klaar kak op Twitter ook al gepost. Ek het dit nie eens nie, maar dis klaar, dis daar. Ja. Check it. Bro, dit laat my dink. As 'n kind, onthou jy toe jy 'n kind was, het jy ooit gelieg vir jou ouers? Maar so stupid liegkak, nie soos jy probeer na jou gat red nie, net soos 'n stupid fucking leuen wat jy kan onthou. Ag ja, bro, ek wens my laaitie was al daai tyd gebore, dan kon ek by hom geleer het, ou. Hier. Chom, hierdie ou ken van. Ou, Maar anyway, ja. Ek sal nooit in my hele lewe, wye wêreld lewe, sal ek hierdie vergeet nie. So ons het net 'n game gekry op die rekenaar. Alright? En dit was so 'n fucking kak hunting game. Ek weet nie, dalk het jy het dit ook gehad. Ek weet nie. Maar basies dit was baie eenvoudig. Dis jy's hierdie either Amerikaanse of Australiaanse, ek kan nie onthou nie. Ou, en jy moet hierdie hele fucking lapa uitrus met fucking dierkoppe. Right? Ja. So die ou sê vir jou, "Haai, gaan Afrika toe." En dan klik jy nou op die map. Dan gaan jag jy nou vir my 'n buffel en 'n eland en 'n rooibok en 'n fucking kudu. Right? Dan moet jy nou daai game wat jy net soos jy gaan net soos in 'n sirkel die hele tyd. yes. En dan sit so die geweer se. Jy gaan dis is 'n fucking dit is soos 'n Google. Dis net die scope. Nee, dit jy kan nie geweer opbring, maar dis soos 'n het jy al op Google Streets geklik, né? So is 'n Google Streets, maar jy gaan net in die sirkel en dan ewe skielik pop daar 'n fucking elephant op. Dan kan jy nou die ding skiet. O ja, ek onthou dit, ja. En jy kan nou nie, as jy gestuur is om 'n buffel te skiet, kan jy nou nie 'n fucking leeu skiet nie, dan fail jy nou 'n mission. Ja. So,
Ek speel hierdie game nou as 'n kind. En ek kan nie onthou oud was ek nie, fucking 9 jaar oud, maar ek onthou dit tot vandag toe. En pa, as jy luister, ek's jammer ek het vir jou gelieg, want dit was fucking stupid. Right? Maar ek kry die heeltyd sê die ding vir my mission failed. Né? Want ek skiet die hele tyd die fucking verkeerde diere, want ek fucking weet nie op 9 jaar oud wat is die verskil tussen 'n fucking waterbok en 'n fucking eland nie. Right? Ek is nie 'n jagter nie. My ouers is nie jagters nie. Inteendeel, my pa red alles wat hy sien. Alright, daar kan 'n fucking half minkvoël in die erf land. Hy sal daarin gesond maak en dan die ding weer vrylaat hou. Ek lieg nie. Daar al, wat noem hulle daai fucking voëls? African Grey. Daar by hulle huis geland. En hy het die ding gevang en die voël se naam is Tokkel en hy leef nog steeds. Hy sit net daar in die hok en fluit die hele tyd. Maar, jy weet, sulke goed, hou my pa hou nie van diere doodmaak nie. Nou, ek is nie groot gemaak as 'n jagter nie. So ek ken nie die diere nie, so nou veil ek heeltyd hierdie mission. Die ou is heeltyd befok kwaad. Elke keer as ek terugkom en ek het 7 buffels geskiet en ek het niks elande geskiet nie. En ek gaan na my pa toe en ek sê ek fail heeltyd die missions. En hy sê, "Hoekom? Wat doen jy?" En of een of ander rede is ek te bang om vir hom te sê ek dink ek skiet verkeerde diere. Nee, ek sê vir hom, "Nee, ek het 'n papegaai en 'n blou aapie geskiet." En dis nie eens in die fucking game nie. Bro, tot en met vandag hou. Dis die domste fucking leuen wat ek ooit in my lewe vertel het. Vir geen rede nie. Daar was nie 'n rede nie. Ek kon gesê het, ek weet nie pa, ek dalk skiet ek verkeerde diere. Ek weet nie. Ek kon net gesê het ek weet nie. Maar ewe skielik was my brein soos, jy moet nou lieg. Sê net jy skiet fucking 'n papegaai en 'n aap. En fucking wat ek gesê het. Ek weet nie hoekom nie. Ja. Net so jy nie in die kak hoef te kom nie. Blykbaar. Ek weet nie hoekom nie. There's no law with the claw, bra. Ja, bra. Ek het fucking ek gaan vir jou sê, ou, ek was ook nie groot gemaak as 'n jagter nie, ou, net 'n jagse tiener, ou. Dis dit, ou. Dis fucking dit, ou. Maar soos kan jy van 'n leuen dink soos dit wat jy ooit al wat jy soos as 'n kind vertel het, wat soos dit het nie 'n sin gemaak nie. Nee, jare broer, ken jy my ma en my pa? Ek was te bang om te lieg, ou. Hulle altyd gebeure gehad, ou. Ek was te bang, ou. Ou, ek weet net nie tot vandag toe hoekom het ek gedink dis die fucking leuen om dit ja. Bro, hoor gou hierdie kak, ou, né? Dit is jy moet jou kinders, jy moet streng wees en jy moet wees soos, ja, jy kan nie dit nie, jy kan nie dat nie. Maar partykeer as jy hulle los, dan bou hulle volgens 'n personality, ou. Chom, dink ek het hierdie laaitjie van my hopeloos daar lank alleen gelos, ou. Vir hom in Roblox. Ja, bro, in YouTube, ou. Kyk. Kyk, nee. Sis, hoor net mooi wat ek nou vir jou vertel, ou. Ja. Vanoggend 7 uur. Toe staan hy op. Right. En ek was ook al opgewees. En ek toe buite toe, ek het koffie gemaak, gaan ek buite toe ek terugkom, toe sit hy voor die TV. Gee 'n raai wat kyk hy. Formula 1. TV. Nee, John. Nee. Scooby-Doo. Nee. Waar is Jesus en wanneer kom Jesus terug? O, okay. 7:30 die oggend. Kyk, hy is skaam jy ou. Ja. En die aand ook ou, as ons met hom geraas het ou. En dis verkeerd om te lag. Baie verkeerd om te lag. Dan gaan hy ook kamer toe van dan sy omgekrappe. Ja. Dan kyk hy ook waar kom Jesus vandaan en wat het Jesus gedoen en alles. In die kamer, sit daai TV klip hard, dan kyk hy dit nou daar in die kamer, né? Nee? Elke aand as hy moet eet. Né? Nee? Ja. En ja, bro. Elke aand as hy moet eet, het hy dan kyk hy vir my met hierdie hartseer oogies. Kyk, hy fucking sit 'n A&W burger voor hom of 'n fucking Happy Meal van McDonald's, chom. En hy kind eet nou fucking problem. Hy eet daai McDonald's
alles, chom. Hy fucking sluk amper die plastiek van die yoghurt ook in, ou. Hy eet alles, ou. Ek sweer as hy boksie net 'n bietjie tomatiesous op gehad het, die boksie ook gekak. Nou, die ding is nou elke aand, nou soos vandag het ons nou kookkos gemaak, jy weet, dis nou vark en dis groente en dis rys en jy weet mos toe jy 'n kind was ook. Ja, ek kan nie rys eet nie. Ek dink ek is allergies vir rys, jy weet, my keel is nie. Okay, ek was nie so nie. Ek fucking love rys al van 'n kind af. Is nog steeds tot vandag my gunsteling kruin. Okay, Ag ja, rys en aardappel hou. Daai twee loop hand aan hand met groente, jy meng alles of ek was met wortel. Sorry. As ek gemeng het, was dit rys en ertjies of rys en pampoen nou. Ja, maar hy fucking wortel, daai gekookte wortel ook, as jy hom so meng met die rys en hy gaan Wat so hulle mash, dan mash hulle dit. Of ek weet my maat partykeer 'n wortel gevat, dan mash hy dit saam met 'n aardappel. Ja. Oh. Wortel en aardappel mash ou. Ja. Nou. Ja. En maar anyway, ja, dit maak my hartnogals vol, weet, sodat Hardy nou hierso is met die hele YouTube ding. Mag hy nou vir jou daai vertel. So elke aand as hy nou moet eet, dan het hy nou verskillende stories en dan sit soos dan dis net 'n bietjie op sy bord. Hy is nie so baie nie, want ons weet hy's vol kak. Jy weet, hy is die fucking size van 'n Teletubby, maar hy wil 'n klein bordjie kos gaan nie werk nie, maar 'n Big Mac burger kak nou. Jy weet. Ja. En hy sit daar so en hy sê I'm sad. En ek sê, why are you sad? Chom, hy sê die lip beweeg, maar daar kom niks uit nie. En ek staan en wag. Dis nou terwyl hy vir my gewag het. Ja. En ek staan en wag tot hy nou ietsie sê. En ek sê, what is it? Hy sê, I'm sorry, my brain was processing what I was about to say. Ek dink hy's 'n rekenaar, ou, né? En maar anyway, so dis elke aand 'n ander storie, jy weet. Soos vanaand is dit nou soos en dit is seker nou verkeerd ook, jy weet. Dis 'n kindershow Peppa Pig. Jy vra vir what do you want to eat tonight? Chicken or Peppa Pig? En dan sê dis Peppa Pig. En maak dit jy, maar nou is dit vol kak, nou wil hy dit nie eet nie, né? Ja. En sy kos mag ook glad nie aan mekaar raak nie. Jy weet, alles word een kant toe geskuif, die kant toe geskuif. Fokol chom. En as hy iets, ons het nou die dag getraai om te kry dat hy wat se naam eet, nie aardappelslaai nie, bietjie garlic brood met 'n bietjie aardappelslaai opgevryf teen dit. Dis kak lekker. Net dat hy chom die lip net geraak toe spoeg hy dit uit. Né? Yes, ou hierdie kind vol kak. Nou die aand gaan ons ook hy's besig om te bad. Ek gaan badkamer toe. Staan daar toe en praat met hom. Hy kyk my so, hy sê, "Can I have a little privacy, please?" En ek sê, "Okay, jy is 6 jaar oud. Ek gaan jou nie regtig alleen in die bad los nie, maar okay." Ja. En hy sê, "Close the door. Call mommy." Ag, eerlikheid. Tog is dit privaatheid. Anyway, maak die deur toe en ek stap daar in en ek sê, "Jy het nog nie jou hare gewas nie, was jou hare." Chom, niemand kan redeneer soos Hardy nie, ou. Ja. Daai ou, ek stap toe, ek sê vir hom, "Wash your hair, that's final. I'm not telling you again." Draai hom en ek loop, ou. Soos wat ek wegstap is hy soos, "Hey, come here, bro. Come listen, come here, let me explain it to you. Come here, bro. Come. En ek sê, "Waar die fuck het hy dit geleer?" Hy sê net te wees soos, "Come here, bro." Dis is wie sy bro? Dis I'm not your bro. Ja, eerlikheid. Maar hy het hierdie snaakse manier van praat, hou. Soos nou die dag, en hy doen die fucking randomste kak, hou. Ja. Hy het nou die dag, toe kom hy daar, onthou jy hoe daai mense by Area 51 mos gehardloop toe hulle mos Area 51 Ja, stom? die Naruto, arms in die lug. Nee, ja. Hy kom so by die kamer in gehardloop, hou, toe sê hy soos, "I'm free." Hardloop hy daar in die kamer in, hou. Naruto run nou. Ek weet nie. Bekende anime run. Ag ja, bro. En soos wat ek jou vertel het, ou, ek kry hom dat hy die weirdste shit doen, ou. Soos nou die dag toe ek hom vir hom gesê het ook soos luister jy moet nou kom eet of luister jy moet gaan bad. Ja. Gaan uit by sy Roblox game. Hier sit en luister uit die nasionale lied van Engeland. Onthou jy dit, ou? Ja, En van Rusland. Soos op repeat. Dis is 'n 20 of 'n 10 ure repeat van die liedjie.
God verstaan save dit the queen. nie. Ja. So ek weet nie waar kom dit vandaan nie. Hy's net 'n personality ou. Ja, ek weet nie. Hy het regtig hy het 'n flippin awesome persoonlikheid, maar heerlikheid ou. Partykeer kyk ek na daai kind dan sê ek soos jo. Maar nee, ag wat, ek dink hy's bakgat ou. Hy's ook soos in oralste hang baie kom. Of hy wil elke keer as hy wakker word of iets, dan vertel hy vir ons hoe gaan die wêreld eindig in die jaar 5000. Ja, dit is fucking wyd, dis nie. Ja, baie bra. Ja, Nou het jy dit gesê dan sorry, ek gaan nou heeltemal hier fucking uit 'n ander oogpunt uitkom. Maar onthou daai song van Busted. I've been to the year 3000. oh ja. Not much have changed, but we live underwater. Ja, daai met die girls met die 3 titel wat. Ja. Dis wat ek gedink. Op die music video. Dis presies so. Ek onthou dit baie goed. Oh shit, die eerste keer wat ek daai video gekyk het. Wag, wow, pause. Ek like die song, maar wag, wat's daai ding? Gaan terug. Nog 3 chicks met die swart bikinis draai hulle om. Oh shit. Nee, ek onthou dit. Ek het daai music video op my rekenaar gehad vir lank. Hey jouself. Stikkend geluister. Dit in Sum 41 se ek kan nie eens onthou wat was die song se naam nie. Into Deep. Dis die song. Ja. Solid song. And I am when she fucking hates me. Ja, Wayne, wat was daai Wayne's World? Ek kan nie eens onthou nie. Yes, so. Dit in Bowling for Soup. Jo. 1985 ou. Wel, ek dink nie 1985 was die een wat op my ingeteken het. Dit was die een oor die golf girl. Ek kan net nie sy naam onthou nie. Jy kan nie strei nie ou. Almal van ons ouderdom het iets gehad vir een van ons pelle se ma daai tyd ou. En toe Stacy's mom se liedjie uitgekom het. Ou, ek dink nie ek het enigiets vir enige van my vriende se Ja, maar ek het al jou pelle se ma's gesien, jy moet nie worry nie, ek Maar wat ek wel voor gehad het was vir American Pie se ma's. Oh ja, natuurlik. Ag, bra. Behalwe Stifler se ma, ek weet nie, daai vrou se lippe is hopeloos te dik ou. Ek sal nie vergeet nie, ek het nooit geweet wat's American Pie nie, bra. Nooit ooit geweet nie. En ek het gaan kuier by my pa, wat my ma en my pa's geskei, so dan een vakansie gaan kuier by jou pa en dan ander vakansie is by jou ma. Ek weet nie of dit so ook met julle was nie, maar dis so dit met ons was. En ek gaan kuier daar vir 'n Desember of 'n Junie, Julie, was een van die lang vakansies. Ek kan net nie onthou wat seën was dit nie. Ja. En op hierdie stadium te begin my pa, of dalk was nee, my pa het al lank voor dit, maar dis toe hulle nou ernstig beraak het met my stiefma wat hy mee getrou het. Toe is hulle nou 'n bietjie begin ernstig raak op daai stadium. En sy het 'n seun wat 'n jaar jonger is as ek. En toe jy weet nou, dis so dit werk, hy soos hulle date ander mense, so jy moet nou die kinders leer ken, jy weet. Ja. En chom kuier saam hierdie ou en ons speel fucking rekenaar, ons speel Hitman, ons het Hitman stikkend gespeel ou. Was dit Hitman? Hitman was 'n lekker game. Ja, dan was dit Hitman geweest. Ons het dit gejol, bra klomp ander games. In elk geval. En so sê hy, "Jesus, weet jy wat moet ons bietjie kyk? Ons moet die American Pie reeks kyk." Nou, ek ken dit nie. Weet jy hoekom? Want onthou jy het enige van jou ouers of oupas of oumas die rapport elke Sondag gekoop? My ma het so nou en dan. Okay. So 'n rapport het vir baie lank tyd, 'n baie fucking lank tyd, het hulle 'n deel gehad in die koerant wat FHM models was. Rarig. Chom ek lieg nie ou. Nou ek gee nie 'n fok om oor wat in die koerant aangaan nie. Maar ek kan elke liewe Sondag omgee wat in die koerant aangaan.
as daar FHM model op is. O ja, natuurlik. Absoluut. Moet nie eens verkeerd verstaan nie. Kyk, ek het so baie van die rapport gehou op Sondag, right? Dat ek gevra het teen na kerk se tyd en almal het middagete geëet en almal van hulle middagslaapie vat. Of gaan enige iemand die koerant mis, want ek het so 'n paar stukke oor die sport wat ek wil net gou vinnig gaan lees. Ja, ek seker jy wil dit gaan lees, ja. Kyk, ek het dit so hard gelees, né? Nee? Ek het konstant elke Sondag, né? Nee? Die rapport se sportkoerant gefokken lees. By myself in die kamer. Right? Nog nooit, ja. Dit was die beste deel van my Sondag elke Sondag. Ek het al elke Sondag het ek in die kerk daarna gesit en dink, wat gaan in die koerant se sportdeel vandag staan? Right? So dit was my extended knowledge van girls. Right? En films of sulke goed. So toe gaan kuier ek daar en hy soos, kos moet die fucking American Pie reeks bietjie kyk. En ek kan nie onthou hoeveel was op daai stadium uit nie, kom ons sê 5. Ek kan nie onthou nie. En ek soos, bro, fucking, ek ken hierdie flieks nie. Kom ons kyk dit. Op daai stadium kyk ek enige fucking fliek, ek gee nie om nie. Right? En chom, ons kyk hierdie flieks. En dis net tiete. En dis meer tiete. En dit is net 'n eindeloos tiete. En ek soos, jy weet, ek is gewoond aan FHM girls in bikinis, en nou sien ek regte tiete. Ja. Dit maak ander dinge in 'n man los. Jy weet? O ja, natuurlik. Dit maak heeltemal ander dinge in 'n man los. Of 'n jong man, of 'n seun, wat ook al. Right? So toe het ek nou oopgemaak vir 'n heeltemal 'n ander wêreld. En ek weet al my Brandfort chommies ken nie American Pie nie. O nee. Wat ons al daarvan gepraat het. O, natuurlik. Absoluut. So toe ek terugkom by die huis na my 5 fucking movie marathon van American Pie en jy sien is soveel titels soos wat jy wil sien. Toe sê ek soos al my vriende gaan hierdie movies reeks absoluut love. Ons gaan DVD winkel toe. Ons gaan dit uitneem by die DVD winkel en so het gefokken werk daai tyd. O ja. En ons gaan hierdie movies kyk. En ek gaan my vriende se fucking hero wees. En ek was. Ja, ek kan dit goed glo. Ek kan onthou die eerste keer toe ek Amerika, omdat ek in 'n Wesop groot geword bra. Ja, daar is fokkel. Yes, as jy daar tussen die fucking berge in loop en sien jy nog gefokke loop die voortrekkers daar rond. So jy weet, ek was baie ver agter met alles gewees. Die eerste keer toe ek fucking American Pie kyk, dis die Naked Mile al uithou. So het ek baie opvangwerk gehad om te doen. Jy verstaan? Baie. Ja, en ek gaan ook nie name noem nie. Daar sou ook 'n ou en 'n oom en 'n tannie gewees wat daar gelyk het om DVD's te huur in die stad nou. Hulle gaan stad toe. Chom, ek lieg nie vir jou nie. Hulle gaan stad toe, nee, dan gaan huur hulle soos fucking 20 movies uit vir die naweek, nê? En dan wat hulle doen is hulle druk hom in die rekenaar in en dan Nero burn hulle hom. Onthou jy dit nog? Ja, toe eerste DVD en dan kom hy uit en dan vat hulle die koutjies, skryf vir hom en dan het hulle daai kassies met die wit papiertjie, druk die papiertjie in of hulle wat hulle gedoen het is hulle die original DVD se cover gekry en dan het hulle hom uitgeprint en dan vou hulle hom mooi in daai dingetjie in. En so het hulle DVD's vir ons uitvier vir soos R5 'n DVD of R2 'n DVD. Ja. Bro, ek ken dit te goed hou. Ek ken ook al oom en tannie wat dit gedoen het. Ja, chom. Elke liewe klein dorpie het daai oom en tannie gehad wat dit gedoen het. O, natuurlik. Oh shit bro. Ek sal nie vergeet nie, op 'n stadium met ons kerk probeer om vir mense te oortuig dat
daai Nero wat jy op jou rekenaar laai, dit is een van die helse demone. Right? Wat jy op jou rekenaar laai, want nou, fucking, hy kopie iets vir jou, jy weet, van die hel af, right? Oh, wow. Bro, die hoeveelheid goed, wat ons gehoor het by die kerk, right, wat fucking duivels was. Kyk, as jy tot vandag toe nog alles moes geglo het, wat daar uitgekom het, dan het jy, chom, soos in, niks gedoen met jou lewe nie. Jy het net gekerk. O ja. Ek moet sê, ek het noudag, en ek het, ek wil nie nou diep raak nie, maar ons gaan nou maar diep raak, want dis waartoe ek gaan. Maar ek het noudag 'n video gekyk, Adrian wat op die podcast was so ruk terug, wat die triathlete seun, wat so wild hardloop en draf en fietsry en swem en goed. Hy het 'n video op sy Instagram geshare, right? Ja. Nou, ek hoop eintlik Hardy, jy gaan die kan hoor. Have you ever heard this one? They say, yeah, I'm done with the church. People walking close with the Lord and have been for a long time, and someone else is just rolling in. Who's it for? It's for both. So, dude, okay, almal het nou hierdie stukkie geluister wat ons nou ingesit het. So, en dis nie of ek nou wou diep raak nie, maar ons is nou op hierdie pad, maar ek het al so baie, het ek die kerk gejudge, of ek het die mense by die kerk gejudge. Ek dink dis meer die ding, dis nie die kerk nie, dis die mense by die kerk. Soos wat daai oom nou gesê het, ons is so gewoond om, as iemand vir ons sê, hoekom gaan jy nie kerk toe nie? Of hoekom stel jy nie belang om deel te wees van die kerk nie? Dan as jy soos, het jy al die fucking mense daar ontmoet, bra? Het jy al die mense van die kerk ontmoet? Daai mense is so in die kerk, so groot Christene, en so alles vir Jesus. En dan, as jy hulle ontmoet in die straat, of hulle kry by hulle huis, dan is hulle die teenoorgestelde oor daai mens wat jy ontmoet in die kerk. O ja. Soos, die teenoor, hulle maak asof hulle soos die grootste Christene is by die kerk, maar jy ken hulle agteraf, en jy weet, dit is nie die geval nie. O ja. En ek het al so baie daaroor in die kerk gedoen, of daaraan gedink oor die kerk. En ek probeer nooit, en ek het nooit, jy weet, daar was 'n stadium wat ek erg was oor die kerk, was baie lief daarvoor, en toe is dit soos, kerk. En toe is dit soos, nee, ek gaan nooit weer kerk toe gaan nie, want die mense daar is 'n hypocrites, dis wat hulle is. En toe iewers in my lewe, toe ek my vrou ontmoet het, toe dinge weer verander, wat was soos, jy weet, kom ons gaan kerk toe vir ander redes as vir die mense wat by die kerk is. En toe dinge vir my verander oor die kerk. Want jy het ek besef, jy weet, dit gaan nie oor die mense saam wie jy by die kerk is nie, dit gaan oor dit wat jy van die kerk af wil hê. Jy weet, as jy weet soos wat daai oom nou gesê het, as jy gym toe gaan en jy verwag as jy daar instap, jy gaan net mense kry wat fiks en wild gegym is. Maak jy 'n fout. Maar dis nie wat jy daar gaan kry nie. Jy gaan mense kry wat so wil lyk eventually, maar dit vat werk. Soos jy by die kerk instap, gaan jy mense kry wat nie kerk is nie, maar dalk eventually, jy weet, sal hulle daar uitkom.
Ja. En ek sê ek wou nou nie fucking diep in dit ingegaan het nie, maar hier is ons. So ek dink net soos dis 'n belangrike ding om oor te praat, want ek voel soos Baie dalk van is- ons generasie gaan nie meer kerk toe nie, want ons dink almal by die kerk is hypocrites. wel nie net dit nie, ek dink ook baie van ons is bang om te praat oor dit. Alright? Want soos Skaam. jy skaam, bang, jy weet jy wil nou nie soos mense jy weet jy wil nie hê mense moet dink jy is daai mense van die kerk nie. Jy weet daai hypocrites, daai mense wat waar jy van die kerk praat. Want jy weet ek's die eerste persoon om te erken, ek's nou nie die beste Christen wat jy gaan ontmoet nie. Alright? Ek's nou nie die voorste diaken of die ouderling wat vir jou gaan vertel waar die kerk eintlik oor vandaan gaan nie. Maar ek voel nog steeds dis belangrik dat jy weet as ons mense het wat luister wat wonder soos moet ek weer 'n pad saam met Jesus begin? Dink ek ja. En Dis goed. ek weet, soos ek sê, die podcast het nou 'n wild ander kant toe gegaan. Maar dis maar gewoonlik hoe dit met die tipe ding gaan. Maar ja, as jy wou geweet het soos as jy vir Jesus 'n teken gevra het soos ek weet nie, het jy al ooit gebid en as jy soos as ek net 'n teken kan kry. As ek net soos 'n teken kan kry wat vir my sê jy's op die regte pad. Jy's op die regte pad. Ek moet dit weer begin. Jy moet dit weer begin. Ja, ek weet nie. Ek weet nie hoekom dit nou gebeur. Dis vir ons is. Maar probeer jy vir my sê ek gaan nie genoeg kerk toe nie, of wat? Nee, ek glad nie vir jou sê nie. Jy weet net so goed as ek gaan ook nie baie kerk toe nie want ek werk elke Sondag. Ek sou graag meer kerk toe wou gaan, maar jy weet, party van ons het 'n voltydse werk om ons families te ondersteun en partykeer is dit moeilik. Maar Ja. ons maak tyd in ander aspekte in ons lewens vir dit. Maar anyways, Ja. so dit was die eerste video en die hele podcast deur wou ek nog voor as die podcast eintlik begin het, was daar 'n ander video wat ek bitterlik graag met mense wou gedeel het. So was 2 video's. Hierdie ene was nou 'n bietjie onbepland, maar die tweede video wat ek mense wou deel is een van my persoonlik is een van die mense wat my nog die meeste gemotiveer het in my hele lewe om iets te doen. En as jy nie hierdie persoon ken nie, stel ek voor ek kan dit nie meer voorstel, ek kan dit nie meer recommend nie. Ek kan dit nie meer vir mense sê soos as mense vra wat moet die eerste boek wees wat ek ooit lees of luister as jy 'n audioboek wil doen of wat ook al. Kan ek nooit en jy wil iets bereik of jy wil iets begin of jy wil iets doen met jou lewe, kan ek nooit minder recommend as David Goggins nie. Soos ek het hierdie boek al so baie gerekommend, is nie 'n snaaks vir mense nie. En wat snaaks is, of dis nie snaaks nie, maar wat weird is, nou die oggend. Dis so 'n week, miskien 2 weke terug. Word ek die oggend wakker, my alarm gaan af 4:00 en ek sommer weer van voor af te bliksem in want soos fuck bro, ek wil nie 4:00 opstaan om te gaan fucking gym nie. Gym is stupid. Dit is fucking dom. Ek haat dit. Ja. Maar so ek voel oor baie goed wat moeilik is. Hoekom? Want jou brein soek comfort. Ons het al daaroor gepraat, jou brein soek altyd fucking comfort. Hy wil net Ja. jou brein wil net chill, bro. Jou brein wil hê jy moet iemand moet vir jou 'n omelet maak en jy moet net op die couch sit en soos jou gunsteling YouTube video kyk. Jy weet? So 4:00 die oggend gaan my alarm af. Ja. Ja. 4:00 die oggend gaan my alarm af. Ek's kwaad. Onmiddellik. Ek sê fok hierdie alarm. Ek gaan nie 'n fok vandag gaan gym nie. Maar my maag is gewoond, ek staan elke oggend 4:00 op, so my maag is so chom, ek gee nie om wat jy fucking dink jy gaan doen nie, maar jy gaan nou eens gaan skate. Alright? Jy gaan nou eens 'n breinbeer gaan stoei, papi. Alright? Jy het nie nou 'n fucking keuse nie. Dis wat gebeur. Alarm het afgegaan. Ons is al klaar besig met produksie hieronder. So fucking skiet. Ja. So ek sit op die toilet en ek sê fuck, as ek hier klaar gefucking stoei het en ek sweet papi, jy weet, want dis nie net vannag nie. En ek sê alright, as ek hier klaar is gaan ek terug bed toe, fucking klaar.
Maar my foon is met jou, want jy kan nie op die kakkie sit sonder 'n foon soos 'n psigopaat nie. Ek bedoel, as jy dit doen, right, eerstens, Wat gaan jy lees die air freshener bottel? wat gaan jy doen? Jy gaan klaar gekak wees in 2 minute. Jy kan daai is jou alleen tyd. Dis jou tyd daai. Vat 10 minute, kak rustig, jy weet. Ja, ek weet baie keer sit jy so lank op die kak, as jy soos, hier gaan hierdie kak nou hard raak as ek langer sit. Dan moet ek net my hol af. Ek weet nie wat jy al daar nie, maar ek was al so lank op die kak, ek soos hier, ek's bang hierdie goed raak droog, laat ek net gees my hol af. Anyways, ek sit ek sit en die volgende video pop op. Die eerste video wat ek oopmaak. Right, pop op. So ek gaan hom ook speel. En die video gaan so. But guess what happens? That alarm clock goes off at 4 a.m. to train. I don't want to be a SEAL today. Or I don't want to be whatever today. I'll start tomorrow. And that's the usual pattern of people's lives. That's why until you really want to do something, you always get be a talker. So dat was die video. Bro, nou die video het my so hard gebliksem. Ek het hom gesave. Nee. Want die basiese ding van die video is Prinsip van die video, ja. Die prinsip van die video is as jy nie gaan doen wat jy sê jy gaan doen nie. Maak nie saak wat die fok dit in jou lewe is nie. Maar as jy nie gaan doen wat jy gesê het jy gaan doen nie, gaan jy vir altyd net 'n fucking pratertjie wees. Maak sin nou. Bro, ek het net daar my fucking rol afgeknyp, afgevee, en ek was fucking gym toe. Ek het gewigte rondgegooi in daai gym. Mense het die fucking polisie gebel. Jy gaan bel die polisie! Jy gaan bel die polisie! Ek gesê nee. Oom Goggins het vir my gewaarsku, dinge gaan fucking rof raak. En dinge het. Ek nou nie die swaar gewigte rondgegooi nie, was soos jy weet die 2-3 kilogram is, want jy gaan nou nie 'n 50 kilogram met die size van hierdie arms iewers heen gooi nie. So jy gooi die ligtes rond, right? Maar dis wat jy fucking doen nou. Jy kom net uit, jy hardloop by die gym in, jy fucking elbow die TV, fucked up, moenie worry nie, hulle het versekering. Jy fucking elbow die TV. En as daar iemand in die gym is, as hulle besig is met 'n fucking squat, 'n deadlift, 'n fucking dumbbell curl, jy tackle daai bliksem. Fucking solid, right? Jy gaan in soos 'n bakkie sou. Pap. Jy weet? Dis 'n Eben Etzebeth. Zap. Right? Dan gryp jy wat ook al hy in sy hand of sy in haar hand gehad het. En jy fucking begin dit net clean jerk, papi. Dis wat jy doen. Die eerste ou wat jou probeer stop skelmboog gee of wat. Jy fucking scissorkie kom onder die nek. Ek wou gesê jy kan hom, wat het Narde sy move genoem wat hy gehad het op skool? Yes, ek weet ek kan fucking onthou. Dit was iets soos Rey Mysterio se 619 nou. Maar seker die fucking 420, ek kan nie onthou nie. The Panther. Jaguar. Maar ja, ek wil net, jy weet as jy bietjie motivering nodig gehad het. Jy sit nou, imagine, jy is nou in die kar. Jy's op pad werk, jou werk is kakvervelig, right? Ons almal sin is, fucking tough shit, gaan doen dit net. Maar jy luister ons podcast nou. Weet jy, fucking draai die stuurwiel na regs, fucking slat iemand op die highway. Moet dit nou nie, okay, wow, moet dit nou nie regtig fucking doen nie, maar imagine jy doen dit. Right, net, wappa. Jy weet, daai ou wat jou afgesny het, right? Gooi hom fucking 'n vinger. Nee, dis nie goed genoeg nie. Here, ek wil hom net stamp. Speel fucking stampkarretjies op die highway. Doen dit. Ek fucking dare jou. Okay, nee. Okay, wow. Jy het nou daaraan gedink. En dis genoeg.
Ons het nou die dag gepraat oor goed wat mense doen op die pad. En dan voel jy, yes, ek wil hierdie fucking persone met 'n spanner bliksem. Weet jy wat ek gedoen vandag ou net om mense af te pis op die pad ou. Van hierdie een vrou het die hele tyd op my gat gery ou. Dan ry sy op my gat en dan slaak sy weer af. Dan ry sy op my gat en dan slaak sy weer af ou. 'n Tipiese fucking Volkswagen bestuurder ou, né? Nee? En sy's hier op my fucking gat ou. Ek ry met die Hyundai. Volkswagen, das Auto. Dat auto. Ja. En maar dit die wind waai, die pad is weer vol sneeu, die pad is geys, wara. Die sneeu het oor die pad gewaai, so ek ry die hele tyd in sneeu en omdat sy so naby aan my ry, is die wind is nie sterk genoeg om alles sommer net one shot te vat nie, weet die wind die fucking goed kom ons nou 'n bietjie in die lug en dan splash dit op haar windshield soos dat sy agter my ry. Alright. Nee? Bro, in plaas van dat sy net 'n paar meter terug is, sodat die sneeu nie op haar fucking windshield kom nie, ry sy daai fucking wipers full blast nou. Nee, hier agter my. Jy sien sommer daai fucking brille, sy's gekonsentreerd, sy's fucking determined, sy gaan nou verbygaan, ry sy tot op my gat, dan kom ek aan van voor af en sy bietjie agter toe. Weer op my gat en dan weer bietjie agter toe. Toe begin ek afgepis raak, ou, want jare kan dit haat mense so op my gat ry. So wat ek elke keer gedoen het, as sy afslaak en ek sien sy kom weer, dan tel ek weer spoed op om weg te kom vanaf. Chom het dit so aangegaan, ons het nader aan fucking karretjie so gespeel op 130, 140 ou. Net om voorraad te bly ou. Chom, ek dink sy was heavy afgepis met my ou. Maar ek kan nie fucking worry nie ou. As jy op my gat wil ry, is dit wat jy gaan kry. Bro. Ek het op my foon, right, het ek 'n lysie van topics wat ons, jy weet, oor die podcast altyd oor kan praat. En ek sit altyd idees daarin. En chom, ek lieg nie. Toe ons die podcast begin het, fucking in 2021, wanneer ook al dit was. Right. Toe het ek iets op die lysie gesit. En tot en met fucking op hierdie huidige oomblik het ek nog nooit gehad 'n manier om dit in te slip in conversation nie. Maar as dit reën of dit sneeu, right? En jy het jou windshield wipers aan. Check jy na ander mense op die pad om te sien of is jou fucking windshield wipers nie net dalk 'n klein bietjie te vinnig nie. Check jy wat doen ander mense se windshield wipers en dan judge jy hulle. As iemand sit vol blast oop is en dit fucking sprinkel net, dan sê jy, check hierdie fucking op. Sy fucking ding heeltyd so. Jy kan hierdie ding op een hou. Wel, dit is wat nou vandag gebeur het. Soos ja, kyk hierdie aap wat hier op my gat ry met die fucking windshield wipers wat op fucking 260% is. Jy weet. En wat se naam? Maar ek kyk nie gewoonlik vir mense wat vir hulle wipers nie. Ek kyk gewoonlik vir die persoon self in die kar en waar hulle oë gefokus is. Nee. Chom, as jy weer rondry net, doen jouself 'n guns en kyk net 'n bietjie vir mense. Kyk hoe fucking baie mense sit en speel op hulle selfone terwyl hulle stuur. Yes, dis insane, bro. Dis en jy kan agter iemand ry en jy weet sommer daai persoon speel op hulle foon. Oeg, absoluut. Want it's weaving, links en regs. Ek het nou die dag, en ek weet nie wat gebeur het nie. Tot nou toe, ek het nooit teruggekyk nie, ek het nooit omgedraai en teruggegaan om te gaan kyk nie. Iemand het verby my gery. En ek dink hy het op sy foon gesit en speel. Nee? Maar toe hy by my kom, want hy is in hierdie kort klein karretjie gewees of wat ook al. Toe hy verby my is, toe kyk hy op en toe hy opkyk, toe sien hy net hierdie fucking machine voor hom. Ek dink toe skrik hy en toe gaan hy op die ander kant van die pad, reguit van die pad af. Soos ja, maar nie soos woep in die ditch nie, dis soos in my baan en agter my nog 'n stukkie aan toe in die ditch. What? Dis ek kyk terug, ek soos the fuck het nou daar gebeur. Bro, Ja. dit ek het amper vergeet hiervan. Bro. So gisterand, dankie fok jy vertel dit nou. Gisterand, chom, dis soos 10:00 die aand. Jy weet, ek gaan slaap vroeg hou. Ek's 'n vroeg slapertjie, right? En ek slaap vashou, so stikkend. Ja, obviously, ek fucking weet dit. Ou, ek lê, ons slaap of ek slaap.
Ek weet nie wat my vrou gedoen het, maar ek neem aan sy slaap ook. Maar slaap. Maar hoor. Ek skrik wakker, ek soos, o, fuck. Iemand het nou iets aangejaag. En my vrou soos, wat gaan aan? Ek dink jy was 'n ongeluk hier buite. Sy soos, nee. Ek fucking sê jou, ou. Ou, ek stap na die deur toe, want jy weet, jy het nou gehoor. Maak die gordyn oop, maak die deur oop na ons balkon en jy stap uit. Chom, daar staan 'n ou, ek lieg nie. Hierdie ou is seker 2.02 meter lank, right? En ek weet hy's lank, want ek staan op die 3de verdieping, en ek kan hom fucking high five. Hierdie ou is lank. Chom, sy arm is so lank, hy kan vrugte verkoop aan Jesus. Die ou is lank, né? Chom, hy staan, en hy fucking huil, bra. Maar soos in, fucking bra, kliphard. Ou, en ek stap, ek check bietjie verder. Ou, ek weet nie wat het hy gedoen nie, right? Maar sy kar staan in die middel van die pad, dit lek olie, of wat ook al daaronder lek, dalk sy radiator. Hy het nie 1 nie, nie 2 nie, nie 3 nie, fucking 5 karre gestamp met sy fucking kar, right? Hy het die een kar so hard gestamp, né? Die kar is oor die sypaadjie, oor die gras, teen die gebou. Die tweede kar is halfpad op die sypaadjie. Die derde kar staan skuins, right? So, dis nou 3 karre, right? Nee, hy het nie gestop nie. Toe het hy gefucking reverse, pappie. Toe slaat hy 2 karre agter hom. Soos, pap. En hy staan in die middel van, en hy fucking huil, bro. En ek weet nie of dit sy vrou, of is dit sy girl, of sy vriendin, of wat ook al dit is nie. Sy staan langs hom, en sy soos, moenie worry nie, dis net karre, moenie worry nie. En op die stadium, bro, check jy net fucking deure maak oop, pappie. Het jy al ooit 'n movie gekyk waar hulle soos 'n opera show het, en dan sien jy daai mense op die fucking balcony sit, soos met hulle binoculars? Ja. Dis so het gefucking lyk het, chom. Almal het by hulle apartments uitgekom gecheck. Hierdie fucking chom wat nou net 5 karre in sy fuck you ingery het. Seker nou nie in sy moeder nie, maar sy kar is in sy moeder. Right? En ek soos, okay, ek gaan terug bed toe. My vrou kan dit nie los nie. Sy moet weet wat het gebeur. Sy het gewag, daar bo op die balcony, het sy gestaan, tot die fucking polisie gekom het, en die toutrak, en die polisie weer weg is, en die toutrak weg is, en die volgende oggend toe sê ek soos, wat het gebeur? O nee, polisie het net soos sy kar getou. Ek soos, tot hoe laat was jy daar buite? Nee, seker soos 1 uur en 'n half. Ek soos, bra, fuck, interesseer iemand anders is 'n ongelukkie jou so baie, maar ou, toe, nou vertel van die ongeluk, dis dit so, slaat dit my by, ou. Maar dit was, dis fucking, hoe doen jy dit, ou? Hoe jy 3 karre fucked up en in reverse het 2 karre fucked up? ja, chom, ek wil jy hierdie storie ook vertel. Ek gaan nou die aand, moes ek gegaan het om my trok te gaan haal, of nou die oggend. Maar is vroeg, ou, ek dink dit was 3 uur die oggend gewees, nee, gaan ek om my trok te gaan haal in die dorp. Nee, ek dink dit is fucking daai uur gewees, 2:30, 3 uur, of iets. Ek kom in die dorp, ek stop al by die trok, nee, en dan ry ek met die bakkie. Nou, die F-150 en die Ford Explorer se ligte lyk baie dieselfde, dit lyk soos polisie. Soos sy ja. As ek die boonste is, van die polisie ry altyd met hulle boonste en onderste ligte aan. Okay, yes. En ek stop toe daar by die trok, jom, en ek sien daar's 'n ander trok wat besig is om te idle. Nee, liggie is aan. Liggie is aan, alles, wara. En ek sê, okay, wat ook al, en ek sien net, jy weet ons soos mense skarrel, of wat ook al, hoe rukkie trok se fucking cab, en ek sê, okay, lekker. En ek gaan toe, en ek maak die trok se bonnet oop, en check die olie, al die lekker dinge, maak die bonnet oop, gaan toe, maak die bonnet toe, en toe ek die eerste klap toe maak, toe ek om die trok loop, jy is hier so fucking kort chickie, ou, sy is 5'2", 5'3", kom sy daar, ou, sy het net,
wat die mense daai goed daai swart wat vroumense aantrek, daai swart broekies, leggings of wat ook al. O, yes, die yoga pants. Dis die yoga pants, ja, yoga pants met 'n hoodie, chom. En ek dink haar het so sneakers aangetree of iets. Draf sy daar na die petrolstasie toe, vinnig glip sy daar tussen die gebou en die petrol tanks deur, weg is sy ou. Glad nie gesien nie. Want ek die ander klap toemaak, want die trok is al klaar gestart, ek die ander klap toemaak terwyl ek gery het om te gaan koffie kry. Daar kom draai kom sy kon bra, kon. En ek sien net hier uit hierdie ander trok uit wat staan in idle hou, is hier net hierdie twee oogies in hierdie voorkop wat hier vir my loer hou. Dis ek sê, "Joe!" Iemand se stoute tyd geïnterrupt daarso. Kyk, toe daai oom vir hom 'n lot lizard gekry hou. Ag, tjoh, ek fucking weet die ou. Yes. Gewoonlik daai lot lizards, hulle skarrel so. Het jy al oor daai fucking running lizards gesien? Ja. Weghou. Ja, fucking kop op, ster teen die grond, weghou. Haring hardloop fucking kamikaze pilot gone nou. So as jy daar by die Kreer Wildtuin is en een van daai geitjies sit daar teen die fucking dak ceiling en dan jy kyk net gou na jou foon want jy wil 'n foto neem maar haring weg. Dit is so 'n fuck waar is daai fucking geitjie nou heen? Ja, nee dit nie ou, maar so 'n spinnekop ook. Ek spaai met 'n spinnekop as hy chill aan die hoek hou. As daai ding verdwyn nou, dan's ek ook weg. maar ja, nee, ek weet nie ou, is snaaks so goed dat ek hier in die olieveld sien. Ek het nou die dag ook ou, toe ry ek en Henry, toe ons gou vinnig op pad dorp toe. Ek kan nie onthou wat ons gaan koop nie, toe ry ek saam met Henry uit. Toe is daar 'n chickie wat deur haar driveway wou gegaan het deur 3 voet sneeu met 'n Ford Escape. Ja, dit gaan nie werk nie, chom. Sy het letterlik net by die entrance ingekom. Toe het sy 'n toutrak gekry om haar te kom uittrek. Nie enige fucking toutrak nie. 'n fucking dit lyk soos daai wat ons gehad het by Good to Go met die yster met die kabel agterop. Weet jy wat kos dit om daai ding te huur per uur? En hulle charge jou voor hulle die shop al verlaat is $360 'n uur. Nee, bro. Nee? Hy kom maar aan. Hy sê, "Ja, die gaan nie werk jou." Van die fucking Ford het nie eens 'n hak agterop dat jy hom kan uittrek nie, ou. Toe vra ek vir daai ou het hy 'n strap. Ja nee, hy het 'n strap. Toe sê ek, "Bring 'n ketting en 'n strap. Ons gooi hom deur die rim." Nee? Ja. Al wat jy moet doen is net die vet trap nie, jy los die kar net in neutral van dan jou een wiel. Solank jy all-wheel drive nie aan is, jy gaan hy nie try om te draai nie. Ja. So, en ons fucking trek daai kar toe daar uithou. Nee, maar toe met die trok, hy toe agter my kom staan om my uit te trek. Dis hoe diep sy in die sneeu was. Die hele onderkant van die kar was in die sneeu gewees. Alles, dit was toe. Nee? En ek sê te vir die chom, ja, hy moet my met die trok om uittrek. En ek sê te vir klim in die kar dat jy hom kan uitbestuur. Nee, sy kan nie, sy is te bang. Wil ek dit nie doen nie asseblief. Bra, klim ek in daai chick se kar hou. Kyk, ek's gewoond aan my bakkie. My bakkie is altyd mooi skoon binne. Alles is mooi gepak, alles is mooi op hulle plek. Ewen die kar ook. Alles mooi geplak. Ek gooi al my vrou se kak op die agtersiet. Nou, ek dink solank dit net mooi skoon is hier voor by my. Dis al wat saak maak, né? En ek klim toe in daai kar, chom. Jesus, ek het hier 'n fucking boot van agter af wat druk hier teen my gesig van die goed wat alles gepak. Al die kar is gepak, ou, van agter af, van die agterste venster af tot by die voorste seat en dan het nog kak wat op die voorste seat ook nog lê. Nee. Ja, en ek het 'n fucking graaf wat ook hier in my nek ingedruk is en ag nee bro, as ek daar 'n boom geslat het, nou decapitate ek myself, nee. Maar anyway, en die fucking ou trek my toe uit daarso en hy, soos wat hy reverse, moet ek ook toe nou stop eventually. Trap hy brieke werk glad nie. Hier glad nie. Ek trap hy fucking briek tot teen die vloer. Toe stop die kar eers. Of nie eers nie. Hy het soos half begin stadig. Toe gooi ek die ding in park. Toe sê ek soos fuck jou. Nee. En ons haak toe die tou af en alles. En ek ry toe die kar net vorentoe om uit die pad uit te kom vir die ander traffic. Ry toe tot by Henry se bakkie. Kry hom nie gestop voor Henry se bakkie nie, ou. Gooi hom weer in park. Ek klim uit. Ek sê vir hierdie vrou, luister hierso. As jy hom nou ry, check net jou brieke werk nie. O nee, ek weet my brieke werk al lankal nie meer nie. Ons wag vir parte. Sê ek soos, hoe die fuck ry jy die ding so? Chom, toe kyk ek die vrou se nommerplaat, dus ek gaan net seker maak ek ry nie voor haar nie, van sy gaan vir my binne in my moer instaan. Yes, like.
Niks nie ou, daar is nie eers meer 'n fucking breekpad nie ou, dis yster op yster nou. Mense is mal, ou. Mense is fucking mal. Sis. Daai is wat jy noem 'n kamikaze pilot ou. Solid, ou. Mense is fucking mal. Maar luister, maar ons gaan die episode hier moet afsluit, as ons al bietjie oor tyd. So, Lekker. vir die wat nog nie weet nie, alright. Instagram, ons het dit. Check. Facebook, Check. ons het dit. Check. Ram. White Claw, there's no law, ons het dit. Check. Right? Hierdie het mango het bourbon. my gemango vanaand. Ek het Southern Comfort. Ek kan nou luister, dit help nie as jy join ons superbroer nie. Jy sal binne in jou moer was. Jy's te ver agter. Was. Ja, dit is verby. So as die World Cup opkom, sal ek weer 'n link gooi. As jy van 'n lekker boek hou, right? En jy is soos ek wil na ietsie cools luister. Check in die show notes. Die boek vir hierdie maand is Befok. Right? FHM. Is amper soos FHM, maar nie Playboy. stamper nie. Nee, die boek van hierdie maand se naam is Finding Gobi. Right? Is die fucking cuteste klein boek ooit. Dis hierdie ou wat 'n ultramarathon runner is en hulle die Moab 250 gehardloop. Soos waar hy 250 myl deur die woestyn na in fucking Utah hardloop. Toe fucking is daar hierdie klein hondjie langs die pad. Soos 'n hondjie. En toe sê hy soos, wat die fuck doen die hondjie? Hy dog hy hallucinate. Nee, hy het nie. En die hondjie hardloop nou elke liewe ultramarathon saam met hom. Dis 'n fucking bees van 'n hondjie. Daai ding het stamina vir dae. En as daai ou moet vleis vat, of as daai hondjie moet kan vleis vat, soos wat hy hardloop, sype ons almal onder die tafel. Baie cool boek. So as jy van sulke goedjies hou, luister dit. Dan wil ek dankie sê, baie dankie aan oom Gert Rautenbach. Ek gaan weer sy link in ons podcast gooi. Ek het met hom 'n podcast onderhoud gehad laas naweek. Tekenwerk van sy goed het ek gekry. Dis flipping cool. Baie dankie oom Gert. Dan as jy wil weet hoe dit lyk, kyk op ons Instagram. Dit is daarso. Ons het nou bietjie langer gevat as normaalweg met al hierdie outro goed. Weet jy wat? Jy's hier vir 'n fucking lekker tyd. So welkom by Afrikaanse manne. Gooi vir ons 'n like, gooi vir ons 'n share, stuur dit daar vir een van jou chommies wat jy voel soos het bietjie 'n goeie tyd nodig. Stuur hierdie episode vir hom. Wees daai goeie fucking vriend. Jy weet, doen dit. Stuur hierdie episode vir jou tannie wat jy nie so baie like nie, want na sy hierdie episode geluister het, gaan sy jou nog minder fucking like. En dis wat jy wil hê. So, doen dit. En ja, dan wil ek net sê, dankie aan elke liewe luisteraar. Dankie aan elke liewe ou luisteraar, nuwe luisteraar, huidige luisteraar. Julle is almal die fucking beste luisteraars. En dan, laaste ding. As jy op Spotify luister, hierdie is blerry cool. Right? Klik op ons naam, klik op hierdie episode, dan gaan jy sien, ek het elke liewe episode vir die jaar sover. Is daar 'n poll. Dan kan jy vote. Dan kan jy wees soos, jy weet, ek hou van brandewyn en coke. Of ek hou nie van brandewyn en coke nie. Wat ook al hierdie poll is, ek het nog nie besluit nie. Dit gaan iets wees, maar dit gaan fucking cool wees. Right? So gaan vote. Ons kry heel wat votes elke jaar of elke episode, maar as jy nie daarvan weet nie, nou weet jy. En ja, Hardy, baie dankie aan jou my maat. Ja, enige tyd, luister. Ek fucking love it as ons podcast saam. Jy weet. Dit is dis my vrek lekker. En ek kan nie wag vir die volgende episode nie. Klink vir my goed, luister. Alright. Vir die wat nie weet nie, there is no law when you have a white claw. Ow! Sê bye. En dit is ek in die noorde is en jy Southern Comfort nodig ou. So Southern Comfort in my. Klap het, papi. Bye.
is jy reg. Afrikaanse manne.